Kom ons sluit die oë, vriende. Baie dankie, Here, dat U hier is om ons te seën. Baie dankie, Here, dat U al lankal vir 2011 vir 'n 401 beplan het. Baie dankie dat U vanaand U self sal verhoog deur U woord. Wil U ons ledig van onsself, geef vir ons ontvanklike harte. Ek wil bid in die besonder dat U alle vooroordeel uit harte sal verwyder. Mense wat opgedaag het uit nuuskierigheid uit. Ek wil sien, ek wil hoor, mag hulle hier weggaan bly, want hulle het van Jesus verneem. Vader, ons is hier om U naam groot te maak. Help dat die vyand nie 'n inset sal lewer nie, maar dat Christus verhoog sal word. Seën elkeen van ons op grond van die woord, bid ons dit en met danksegging in Jesus se kosbare naam. Here, reinig ons nou. Was ons in die kosbare bloed van die lam, sodat ons witter kan wees as sneeu. In Jesus naam, amen. Goeienaand, vriende. Ek is baie bly dat U hier is. Die Here is hier om ons te seën. Weet U, hierdie week sal dit baie sleg wees vir U, of by hierdie geleentheid sal dit baie sleg wees vir U, as U nie elke boodskap volg nie. Want die reeks wat ons hier gaan hou, is nie net 'n aandboodskap nie. Is soos Sewende Land, as elke aand jy moet weer kom. Jy moet weer kom. Vanaand gaan ons gesels oor 'n baie belangrike, die hele reeks gesels oor baie belangrike gedagte. Jesus, wie ons hier verkondig, my broeder, het 'n begeerte. Hy het 'n begeerte vir elkeen van ons. As 'n verlange wat hy het vir elke mens onder die son. Nou ons sal van tyd tot tyd na sy begeerte kyk soos ons vorder. Sy begeerte vanaand vir U, sy begeerte vanaand vir U huishouding, sy begeerte vanaand vir U gemeenskap, vir U dorp, vir U stad, vir U land, is een ding, en dit is om Hom te ken. Weet jy dat dit nodig is om vir Jesus te ken? Baie van ons in ons land word gebore as Christene. Ons behoort aan 'n kerk of aan 'n bediening. En ons word daarin groot. Maar soos ons selfs oud word en sterwe, is daar vele wat die graf ingaan en alles van die kerk geweet het, maar nooit vir Jesus geken het nie. Daarom het hy hierdie brandende begeerte dat ek en U vir Hom moet ken. Stem jy saam met my? Maar ons het ander wense of ander begeertes. Ons begeer gesondheid. Ons begeer 'n beter werk of 'n werk. Ons begeer 'n kar. Ons begeer 'n lewensmaat. Ek vra die Here vir my vir 'n man. Nie ek het 'n vrou. Jy begeer 'n beter selfoon. Jy begeer oor die algemeen dinge wat tydelik is. Tydelik van aard is wat ons begeertes oor die algemeen is. Wat daarvan om vir 'n verandering iets ewigs
te begeer? Het dit nie tyd geword in u lewe en in my lewe om te begeer vir iets wat ewigdurend sal wees nie? Geen wonder Paulus in die boek van Filippense hoofstuk 3 vers 10, toe ek die teks lees een keer in die Bybel, toe kan ek dit nie glo nie, dat iemand so iets sal wens. Die Bybel lees in die nuwe vertaling, al wat ek wens is om Jesus te ken. Al wat ek wens is om Christus te ken. Het ek en u al by so 'n punt gekom wat ek sê, as iemand sê, weet jy, ek wil my Kersfees dit koop vir Kersfees, ek wil my dit koop vir 2011, dan sê jy af, al wat ek wens is om vir Jesus te ken. Ag nee man, wat praat jy nou? Want mense verwag nie dat ons so iets sou wens nie. Jy sien, hy het hierdie wens, want hy weet, as jy Jesus ken, vra my, as jy vir Jesus ken, sal jy nie kan anders as om hom lief te kry nie. As jy hom lief kry, sal jy nie kan anders as om hom te dien in gees en in waarheid nie. Nou kom ons weer gou terug. Mense dien nie die Here soos hulle hom behoort te dien nie, want hulle het hom nie lief nie. En hulle het hom nie lief nie, want hulle ken hom nie. Jy kan nie iemand blameer wat hierdie Here dien nie, hy het hom nie lief nie, en hy ken hom nie. Daarom moet ons vanaand begin, wie is die man? Sodat ek hom kan lief kry en hom kan dien. Weet jy wat sê die Bybel? Of laat ek voor ek die Bybel aan, laat ek eers sê, baie mense dink, dis mos nou die lewe. As jy by die strand lê, die son is lekker, die wind is rustig, brander spoel, dis nou die lewe. Hier staan jou dit en jou dat, alles is uitgesort, kinders speel in die water, mama en dadda relax, of jy is verliefd, jy is hier teenoor, alles werk mooi uit, dis die lewe. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, in 1 Johannes 5 vers 12, hy wat die seën het, sien nie? Hy wat die seën het die lewe. Is mense in ons dorpe, wat hulle geniet en hulle dink, hey, dis die lewe my bro. Hy het nie die lewe nie, hy loop met vrees. Want dis Gods liefde wat vrees laat verdwyn. Ek het ander dag ook nightclubs geloop. Nou my familie wat saam mee geloop het, hulle het gedrink. Nou wanneer daar moeilikheid kom, as hulle nie bang nie, want hulle is nie nugter nie. Ek wat nugter is, dink jy, hier moet ons wegkom. Want daar waar jy die vyand dien, is waar vrees ook loop. Maar waar Jesus is liefde. En die liefde verdryf die vrees. Daarom is daar lewe waar Jesus is, en nie jou lewe word bedreig waar hy is nie. Nou wanneer jy hom gekry het, dan sê jy, ag wat nou is die sterwe wins, want ek het vir Jesus. Want daar is 'n ewige saak. Hy wat die seën het, die lewe. Nou kom ek vertel jy van Jesus vanaand. Dis vanaand se opdrag, of vandag se opdrag. Dat ek vir u vertel wie Jesus is. Maar ook, ek kan nie vir u so baie sê nie, ek het hom ook maar leer ken. So die beste manier om hom aan die voor te stel, is deur die woord. En ons is nie hier om ons eie goed te praat nie. Ons moet laat Jesus se woord, wat die waarheid is, self spreek. Nou die mense wat vir ons vertel van Jesus in die boek, in die Bybel, die 4 evangelies, ek gaan nou van Mattheus, en ek gaan van Markus, en ek gaan van Lukas, en ek gaan van Johannes vra, wil julle nie vanaand vir ons, of vandag vir ons, of vanoggend vir ons, voorstel aan Jesus nie? Wie is Jesus? Vertel my 'n bietjie van Jesus, asseblief Mattheus. Hoor wat sê Mattheus. Wat vir my uitstaan in Mattheus se voorstelling van Jesus, is Mattheus 1 vers 21. Hy praat met Josef, die engel, en sê,
jy moet sy naam Jesus noem. Hoekom? Ek het mos familiename. Nee, nie familiename nie. Jy moet sy naam Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hulle sonde sal verlos. Wie is Jesus, meneer? Jesus is die man wat gekom het met een doel, om ons van die sondekwaal te kom verlos. Is dit dan so sleg? Die loon van die sonde is die dood. Hy wat die seun het die lewe. So as jy vir Jesus ken, sê Mattheus, dan het jy oplossing vir jou dodelike kwaal, wat sonde is, want Jesus het gekom vir hy kwaal, daarom is sy naam Jesus. Nou Mattheus weet wie Jesus is. Voor ek verder vertel wat Mattheus te sê het omtrent Jesus, kom ek hier gou iets interessant van Jesus noem. Luister nou baie mooi. Niemand was ooit gebore soos hy nie. Geen baba was ooit gebore soos hy nie. Is ek reg? Geen kind het ooit opgegroei soos hy nie. Geen jeugdige was ooit opgewasse soos hy nie. En geen volwassene het ooit bereik wat Jesus bereik het nie. Wie is hy? Hy is Jesus natuurlijk. Het u geweet, niemand was ooit versoek soos hy nie. Het u geweet, niemand het ooit gebid soos hy nie. Niemand het ooit ander geleer soos hy nie. Niemand was ooit gehoorsaam soos hy nie. Wie is hy, meneer? Niemand anders as Jesus. Het u geweet, niemand het ooit siekes gesond gemaak soos hy nie. Niemand kon ooit die see stil maak soos hy nie. Niemand het ooit skares van mense gevoed soos hy nie. En niemand kon sonde vergewe soos hy nie. Wie is hy? Die een en enigste, Jesus. En dit is my so pragtig. Niemand het ooit lief gehad soos hy nie. Niemand het ooit geleef soos hy nie. Niemand het ooit gesterf soos hy nie. En prys sy naam, niemand het ooit opgestaan soos hy nie. Niemand behalwe Jesus alleen. Niemand het hemel toe opgevaar soos hy nie. Niemand sal ooit die wêreld kan oordeel soos hy nie. En niemand sal terugkom om sy kinders te kom haal soos hy nie. Niemand sal ooit in heerlikheid regeer en tot in ewigheid regeer soos hy nie. Wie is hy, meneer? My vriend, ek sê vir u oor en oor, sy naam is Jesus. Ek hou van die lied wat sê, ek ken die woorde so goed nie, want ek kan mos nie regtig sing nie, so ek sal probeer die woorde sê. Ek ken 'n naam. Is kosbaar, ver bo alles. En die naam verhef my wese deur en deur. En die wonder van die naam is so onmeetbaar. Dit is die naam van Jesus, die Here. En aan die gemeenskap wil ek vanaand sê, dit roer my siel, wanneer ek dink aan Jesus. Die kosbare naam, wat slawe kan bevry. Die ewige naam, wat my verlos van sonde. Dit is die naam, halleluja, van Jesus, die Here. My vriende, Mattheus sê vir ons, het uitgekom om ons van sondes te kom verlos. Mattheus sê vir ons, hy kom nie sommer net, hy val nie net uit die lug uit die. Mattheus gee vir ons sy geskiedenis, sy familieregister, sy familieboom,
40 geslagte terug. Hier's van ons wat hier is, weet partykeer wie is ons pa nie. As dit nie so in ons samelewing vandag nie. Wie is my pa, mama? Jong, vergeet hy. Ons weet nie so sê is. Party van ons weet nie eens wie is oupa nie, of oupa grootjie nie. En die Bybel kom stel ons gerus, Jesus ken, ons weet waarvan hy kom. Sy menslike agtergrond. Matteus sê vir ons, hierdie Jesus het gekom om ons van ons sonde kwaad te kom verlos. En hy sê, skares het agter Jesus aangeloop. En hierdie Jesus is iemand wat vol medelee was. As jy mos verkeerd gaan in die samelewing vandag, het mense maar min genade vir jou. Veral as jy 'n goeie kerkmens was en jy maak 'n fout, sien julle nou? Maar Jesus, hy's vol medelee. En sy medelee beweeg hom tot aksie. Hy sê, luister gou, Jesus is iemand wat net sê, fooi tog, hy sê nie. Ons is geneig om te sê, hy sê, fooi tog bro, ek bid vir hom. Jesus sê, het die mense geëet, ek is innig jammer vir hulle. Is net 2 visse en 'n paar broodjies, bring het. Hy's blind, kom laat ons, wat is jou probleem? Hy siek, kom laat ons gesond maak. Sy medelee beweeg oor tot aksie. Matteus sê, Jesus is 'n magtige prediker. Het u al gelees Matteus hoofstuk 5 tot vers 7? As jy wil weet hoe jy moet leef as 'n Christen, hy preek van Jesus vertel jou hoe 'n Christen behoort te leef. Nie oog vir 'n oogie, moenie bid om gesien te word nie. Jy is die lig van die wêreld, al die goedjies is 'n preek van Jesus. As Jesus wat gepreek het die gelykenis van die saaiër, soos ons vanaand die sit verteenwoordig ons verskillende grond. Sommige van ons sal ons nie steur nie, terwyl ander hulle bietjie sal steur en sommige hulle regtig sal steur. As Jesus 'n preek. As Jesus wat gepreek het in Matteus 24 en 25 oor wat aan die einde sal gebeur. Waak en bid, want hy kom so dief in die nag. Hy was die beste prediker ooit, volgens Matteus. Maar wat sê Markus? Wat het Markus te sê? Hoe stel hy Jesus voor aan ons? As 'n teks in Markus, my broeder. As 'n teks in Markus wat my aangryp wanneer ek gaan deur die boek Markus. Markus 10 vers 45. Hoor wat sê die Bybel. Want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Hy kom om ons van sondes te verlos, en Markus vat dit verder, en Markus sê, onthou, hy het nie gekom om gedien te word nie, maar om sy lewe te gee. As 'n losprys, as jy nou 'n ryk man is en hulle steel jou kind, en hulle sê, meneer, 3 miljoen, of jy kry nie die kind nie, dis 'n losprys. Toe die duiwel ons steel, toe kan hy nie die Here bel en sê, ek soek soveel geld nie, hy sê, ek soek bloed, en Jesus sê, my bloed. Die loon van die sonde is die dood. Geen geld kan jou vrykoop, my vriend. Net die bloed van die lam, die vlekkelose lam, wat die sonde van die wêreld weg was. Hy het gekom, sê Markus, om sy lewe te gee. Hy was nie onkant betrap toe hulle hom gevange neem nie, dit was sy sending. Hy kom my gebore in die stal, wat kom maak Jesus hier? Hy kom om sy lewe te gee, om ons van sondes te verlos. Markus is 'n boek van aksie. Jesus het nie hier gekom om net by 'n Haiti te praat, of by opening van die parlement, of by spesiale geleenthede nie. Hy was 'n man van aksie.
Hy het nie gewag tot die diens vol is en wie is haar en wat 'n mense gaan daar wees nie. Hy was 'n man van aksie. Lees die boek van Markus, daar is nie minder in hy paar hoofstukke as 18 wonderwerke wat Jesus gedoen het nie. Hy genees die besetene van Kapernaum, hy genees Petrus se skoonma, die melaatse, die verlamde, die man met die verdorde hand, hy maak die storm stil. Hy maak nog altyd storm stil, hoor. Hy maak nog altyd storm stil. Die besetene van Gadara, almal is bang vir hom, Jesus maak hom rustig. Die arme auntie, wat 12 jaar aan bloedvloeiing gelei het. Net sy soem aanraak. He asked the crowd, who touched me? My vriende, as niemand soos Jesus nie. As jy hom beter ken, sal jy hom beter lief hê en beter dien. Hy wek Jairus se dogter uit die dood op. Hy vermeerder die 5 brode en die 2 visse en hy loop op die see. Was jy al by die see? Was jy al by die see? Jesus stap. As ek by die see kom, dan try ek het altyd. Hier by die sand somme, dan try ek as ek nie, wat dit wil nie werk nie. Maar my koning is 'n stapper op die see. Die genesing van die dogter van die Syro-Fenisiese vrou. In hierdie geval moet jy Jesus leer ken as iemand wat hier kan staan en dan genees hy daar in die Kaap. Is jy saam met my? Afstand is nie 'n probleem vir Jesus nie. Jy kan jou knieë hier sak en sê, Here, ek sit hier in 'n klein plaasie. Niemand ken my nie, hulle wil my ook nie ken nie, want ek is 'n plaasmens. Maar sal hy my nie genadig wees nie, dan sal hy die hemel antwoord, want hy is 'n God vol ontferming. Afstand is geen uitdaging vir Christus nie. Doofstom is, ore het hy oopgemaak en mond oopgemaak in Decapolis. Brode en visse vir meer as 4000 mense. Die blinde man van Bethsaida, die seun wat maansiek was, die man van Jericho, die verdroogde vyeboom. En die wonder bo alles, hy word uit die dood opgewek. 'n kwart van die boek van Markus word gewy aan die kruisiging. My vriende, ek werk aan die Oos-Kaap op die pad. En elke dag dan sien ek aan Peestens omgewing, dan sien ek doringbome. Hier groei nie regtig pendorings nie. Hier waar u woon nie, miskien as daar van u wat pendorings ken, dan sien jy sulke lang wit pendorings. Elke dag kyk ek teen ek dit vas. En elke dag word ek daaraan herinner dat iemand 'n pendoringkroon gedraai het vir my. Ek kyk uit dorings en ek sien hulle is wit. Maar in my gedagtes sien ek 'n rooi doringkroon. Want sy bloed het dit bevlek, sodat ek die ewige lewe kan beerwe. Wanneer ek in hy dorp draf en ek kyk hy pendorings of ek ry in die bakkie, dan kom die gedagte by my, dat hierdie Jesus, wanneer ek hom eendag sal ontmoet, dan sal ek voor sy voete val, want ek weet, daar was 'n tyd in my lewe, toe sy voete, wat deurboor was, agter my aangeloop het. Toe sy hande, toe hy my gevind het, die deurboorde hande, my opgetel het, en op sy rug gesit het, hy rug wat oopgevlek was vir my, en vir u. Ken jy vir Jesus? Is die man wat doodgegaan het vir jou. Ken jy vir Jesus? Is die man wat deurboor was vir jou. Wie se voete deurboor was vir hy verkeerde paaie wat ons loop met ons voete. Ons loop agter sonde aan, ons loop agter dwaalleer aan, met hy voete waarvoor Jesus se voete deurboor was.
Hy hande van ons wat ander mense so point, en ander mense so beduie, en ander mense so aanrand, ander mense goed vat. Die seën van God se hande was deurboor vir sonde wat ons geniet met ons hande. Elke keer wanneer ons rug op hom draai, sy rug was oopgevlek vir ons hardhoorigheid, vir ons hardnekkigheid, vir ons hardkoppigheid, want ons wil nie die sonde laat staan nie. Hy planne wat ons maak, sy kop, sy hoof was met bloed bevlek. Markus vertel ons van 'n Jesus wat nie gekom het om te dien nie, maar om gedien te word en ook so in die proses gesterf het om sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Wat het Lukas te sê? Ek hou van broer Lukas. Broer Lukas sê, hierdie seun van die mens, dis nou Jesus. In Lukas 19 vers 10, hoor hoe sê Lukas nou weer. Onthou Matteus sê, sy naam moet Jesus wees, want hy gaan ons van sonde verlos. Markus sê, nee, hy het nie gekom om te dien, hy het gedien en hy het sy lewe gegee. Nou Markus sê, nou kom Lukas en Lukas sê, moet nie vergeet nie. Hierdie seun van die mens, hy het gekom om te soek. Prys sy naam, en te red wat verlore is. Weet jy hoeveel moeite God agter u doen? Weet jy wat het is? My vrou weet en hierdie suster wat die sit weet, ek haat dit om te soek. Ek vra, waar is my hemp? Waar is my dit? Waar is dat? Ek hou nie van soekie. Want dit is nie lekker om te soekie. Maar iemand gee nie om verlore sondaars te soekie. En wanneer hy hulle vind, sê, kom weer saam met my, bly. Wat is die reaksie wanneer mense na Christus toe kom? Jy hou nie van soekie, en jy hou nie van bly wees vir hulle nie. Al wat jy sien is net, hulle gaat alweer val of weggeraak. Jesus is ingestel op om te soek wie verlore is. Weet jy waar woon ek? Ek woon op die huidige oomblik meer as 700 kilometer van die dorp af. Ek ken nie vir u hulle nie, u ken nie vir my nie, so ek het nie na u toe gekom op my eie plesiering. Ek is gestuur in die naam van Jesus om te soek. Hy soek deur sy kinders. Hy soek deur sy knegte agter mense wat syne is. Ek ken myne sê. My skape ken my stem. Die Here werk op maniere wat ek nie kan verklaar om by ons uit te kom. Hy soek na jou, my vriend. Sal jou laat vind hierom. Lukas het gekom om te soek en te red wat verlore is. Lukas vertel ons van Jesus se kinderdae. Dit was my die pragtigste wat ek het in die Bybel lees. Moeder Maria verwag vir Jesus. Reg broer? Sy is nou swanger en sy gaan kuier by Auntie Elizabeth, wat nou vir Johannes die doper verwag. En toe sy inkom by Elizabeth se huis, sê sy, jy kan daarvan lees in Lukas 2, sê sy, hallo Auntie Elizabeth, en die Bybel sê die kind in Elizabeth, Johannes die doper, het opgespring toe Elizabeth die stem van Jesus hoor, of liewer van Maria hoor. Toe moeder Maria vir Elizabeth groei, toe spring Johannes in sy moederskoot op. As 'n ongebore baba excited word oor Jesus, hoeveel te meer ek in u. Johannes het nog niks gesien nie. Wat het jy al gesien, my vriend? Wat moet jy nog sien? Jy raak excited nie, want jy ken hom nie. Daarom
Daarom moet ons hom leer ken. Dis sy begeerte vir ons. Lukas sê, Jesus was iemand wat gebid het. By verskeie geleenthede vertel Lukas vir ons hoe dat Jesus 'n bidder was. Nou as die seun van God die nodigheid sien om te bid. Hoe lyk ons gebedslewe vanaand? My vriende, hoe lyk my en u se gebedslewe vanaand? Ons geselsie met Jesus. Ek weet van baie van ons gesels miskien so met die Here. Ai Here, waar gaan ek nou kraggeld kry? Nie is môre of môre asseblief en dankie nie. Is net, o Here, kyk hier kom hy nou. Ek het tog nie lus nie. Dis ons gesels met die Here. O Here, help my. Hier kom my man nou vir sy geld. O Here, is oorpy vandag en ek hoop nou net nie as ek daar kom as hy geld nou al vir dit en dat gebruik nie. Is u geselsie met die Here net oor ongevalle? Wanneer laas het jy gebid? Here, ek is so bly ek ken vir u. Here, as regtig waar niemand so kosbaar soos u nie. Dankie dat u my so lief het en dat u so kosbaar en waardevol is vir my en ek ook so vir u. Want u sê in die woord, omdat jy kostelik is en ek jou lief het. Daarom gee ek mense vir jou in jou plek en volke vir jou lewe. Here, dankie dat u my spesiaal laat voel. Baie mense vergooi hulle lewens omdat hulle glo niemand gee om vir hulle nie. Jy ken nie vir Jesus nie. As jy vir Jesus ken, sal jy nooit so voel nie. Want dis nou iemand wat weet van hoe om lief te hê. En gesels 'n bietjie van nou af met Jesus oor hoe kosbaar en hoe wonderlik hy vir jou is, my vriend. Skerp in 2011 u gebedslewe op. Moenie net gou voor ek loop, gou 'n gebed op my knie of in my kamer of in my voordeur en dan as jy klaar gepraat met hom, soos jy werk. Praat met hom. Want die Bybel sê, hy het gesê, kyk ek is met jou. Tot aan die voleinde van die tyd. Hy's oral. Hy's altyd saam met ons. Jy kan net so loop in die pad winkel toe. Hy's hier. Behandel hom asseblief, vriende. Behandel my Jesus soos 'n vriend. Wat het Johannes te sê omtrent die man? Nou Johannes se voorstelling van Jesus is baie aangrypend in 'n spesifieke vers, want ons almal ken die vers. Wie ken nou nie van Johannes 3 vers 16? Ken die mense in u dorp dit ook? Ken u gemeenskap Johannes 3 vers 16? Want so lief, sê het saam met my, het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, sodat elkeen wat in hom glo, nie verlore hoef te gaan nie, maar die ewige lewe kan nie. So lief het God die wêreld gehad, dat hy sy seun gegee het. Ek het 2 seuns. Ek weet nie of iemand in die saal is, of in die gehoor is, of wat na my luister, vir wie ek my seun sal gee nie. Want my eerste gedagte sal wees, verdien jy dit om my seun te kry? Sal jy dit waardeer as jy my seun se lewe kry? Wie se mense is jy? Wat se opvoeding het jy? Waarheen is jou pad in die lewe? Wat is jou toekomsplanne? Het jy aan vastigheid? Kan ek jou vertrou met my kind se lewe? Maar weet jy wat sê die Bybel in Romeine? God het so lief. Hy gee sy seun terwyl ons nog sondaars was.
wetende dat ons, baie van ons het nie selfwaardeer nie. Hy gee ondanks. As hy nie kosbaar nie. Ken u liefde? Weet u wat liefde is? Liefde is om jou lewe te wil gee. Ek het altyd gespot en gesê, ek sal nou nie sterwe van my vrou nie. Ek sal nou nie doodgaan van haar nie. Ek is baie lief van haar, maar ek sal hom nou nie doodgaan van haar nie. Maar ek sal hom ten minste baie siek word van haar. Ek gaan nie sommer net dood, sommer so nie. Maar op 'n dag toe hulle nou beroof en ander wil toe bedreig, toe ek van my kon kry, toe is ek oor die pad en ek is agter die skirke aan. Want dis wat liefde doen. Toe die vyand ons gryp, toe kom Jesus uit die hemel. Hy het nie die dood ontsien nie, want hy het jou innig lief. God gee sy seun, want hy het jou innig lief. Jesus gee sy lewe, want hy het jou innig lief, my vriend. Die Heilige Gees bedien ons, want hy het ons innig lief. Daarom sê die Bybel eenvoudig, God is liefde. Ons gemeenskappe is onveilig, ons huise is baie keer 'n plek om bang in te wees. Weet jy hoekom? Omdat liefde ontbreek. As God ontbreek, ontbreek liefde, my vriend. Ons wil nie vir God in ons huis hê nie, want jy wil jou bekeer hou. Jy gaan liewers bitter lewe lei. Jy gaan liewers in die ellende woon om in te pas by die mense in jou straat, as om God in te nooi, sodat daar vreugde in jou huis kan wees. Vele probeer liefde koop. My kind, wat moet hierdie vir jou koop? My pa, ek soek dit, no problem. Wat moet hierdie nou weer vir jou gee? Nee, hy phone van my het nie genoeg memory nie, daddy. Nee, ek soek nou alweer, ek ken nie name nie, maar hy moet smart wees. En daddy probeer net die liefde koop, maar dit hou nie. As net een liefde wat 'n ewige liefde is God se liefde. En wanneer Johannes hom aan ons voorstel, sê God het vir ons die kosbaarste gawe gegee. Hy sê, God, of liewer Johannes 1:1, hy stel Jesus voor as God, en hy sê die woord het vlees kom word, en onder ons kom woon. Hy sê Jesus is, luister mooi vriende, Jesus sê Johannes, is die groot ek is. Onthou hy, vra Moses, Here, moet ek nou sê, wie het my gestuur, as Farao my nou vra, as die volk my vra, sê net, ek is jou gestuur. Nou vir ons wat Afrikaans op skool gehad het, as jy sê, ek is, wat het tyd praat jy? Teenwoordige tyd. As jy sê, ek was, as dit verlede tyd. As jy sê, ek sal of ek gaan, as dit toekomstige tyd. Nou Jesus, hy is altyd in die teenwoordige tyd. Nie Jesus hy was eendag 'n Jesus nie. Hy was eendag 'n Michael Jackson. Hy was eendag 'n Elvis. Hy was eendag wie ook al in die verlede, Hitler of Nero, jy kan maar opnoem Stalin, jy kan maar wie noem, hulle was eendag gewees, maar Jesus is. Toe die duiwel hom op Golgotha doodgemaak het, toe sê, nou kan ek ook sê hy was, maar hy het nie geweet Sondagmôre, halleluja, hier is die groot ek is alweer. Hy is die God van Abraham, Isak en Jakob. Hy is die God van Daniel. Hy is die God van Petrus. Hy is die God van Johannes. Hy is die God van Martin Luther. Hy is my God vandag.
Hierdie Jesus sê Johannes 10 vers 9, ek is die deur. Nee, ek was die deur nie, hy's nou nog die deur. As jy deur hom kom, sal jy gered word. As jy 'n ander deur, pastoor dinge se deur, evangelis dinge se deur, moderator se deur, apostel se deur en die poop se deur, nee, Jesus se deur. Hy is die deur. Hy het die deure kom aanstel nie. Hy is die deur. Hy is die weg. Ons sê mos baie keer, broer, jy moet saam met ons loop as jy die hemel wil sien. Ek ken nie jou paadjie nie. Ek weet daar is 'n weg en sy naam is Jesus. Hy sê ek is. Die wat wandel daarop sal by die Vader uitkom. Want hy sê as jy nie hierdie weg langs, sal jy nooit by die Vader kom nie. En wil u wat honger en dors na geregtigheid. Hy is die brood. Hy word die ou brood nie. As hy van die brood is al 'n bietjie muf getrekkie. Hy is die brood van die lewe. Hy wat van die seun eet die lewe. Weet jy hoekom is ons so dweerig en gedood en so kranklik? Omdat ons die brood van die lewe eet nie. Die wat die brood van die lewe eet, sal lewe tot in ewigheid, sê die woord van die Here. En die beste. Nee, is nie die beste nie, alles is goed. Hy is die goeie herder. Ons slaap hier in die saal. Ek worry nie. Ek is maar net 'n ou skapie. Ek het 'n herder wat kyk aan my. En hierdie herder was nie 'n herder nie. Hy sal nie 'n herder wees nie. Hy is die goeie herder. Nou hierdie herder gaan jy sê, hier blok is benoud, ek gaan my nou self wegvat nie. Hierdie herder het dood gegaan, sodat ek kan lewe. Hy is die lig. My vriende, ons lewe in 'n donker wêreld. Jy kry mense wat liggies aansteek, wat niks te doen het met die lig van hierdie woord nie. Hulle is ook, ons gaan diens toe, ons gaan kerk toe, geseën diebaar is. Amen, amen. Maar is geen lig nie. As jy ware lig soek, ek ken nie lig. Hy sê ek is lig. Nee, as ek vra, vertel my 'n bietjie. Nee, ons is eintlik van oral. Ons het 'n tak in die dorings. Ons het 'n tak daar. Ons is taamlik groot. Nee, hy sê ek is die lig. Wandel daarin. Ons is opgemaak met hoe groot is ons. Waarvanaf ons kom. Ken jy nie vir hy paaste nie, almal ken hom. Nee, die paaste ken nie. Hy sien my deurie, hy sien my weggie, hy sien my broodie, hy sien my goeie herderie. Ek soek die lig. Wie hom volg, sal sekerlik nie in duister wandel nie. Sê Johannes 8 vers 12 sê hy is die lig. En Johannes 15 vers 1 sê ek is die ware wynstok. As iemand in my bly, sal hy veel vrug dra. As jy vanaand 'n kaal boom is, waar is jy in? As jy vanaand 'n boom is wat nie vrug dra nie, my vriend, waar is jy dan ingesny? As jy in die ware wynstok is, sal jy veel vrug dra, want hierdie wynstok is hy dra mos nou in die somer. In die winter is hy droog. Soos die wingerder die vriendal hulle rond, as dit nou kirk droog, lyk dit nie mooi nie, maar as jy nou hierdie tyd van die jaar verby is, alles mooi groen. Jesus is nie aan seisoene verbind nie. Hy's altyd ek is die ware wynstok. Geen wonder Johannes sê, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die Seun van God, dat julle deur te glo die lewe kan hê in sy naam.
My vriende, dien u die Here om saam met hom te kan wees en om die lewe te kry, of dien u hom vir persoonlike, tydelike gewin? Ons kry swaar, man. En ons gebruik die God van die hemel wat ons 'n ewige lewe beloof, gebruik ons net vir hierdie wêreldse tydelike dinge. Jy wil niks met die Here te doen nie, tot daar sterfte kom. As hy elke aand diens by jou huis. Jy juig ook saam in die koortjies, want die begrafnis moet mooi wees van die oorle seun wat so hardkoppig was. En as hy toegegooi word, in die laaste gebed is gesê, dan kan die Here maar weer terug hemel toe, tot die next begrafnis. Want hy is ook net 'n begrafnisondernemer vir u, of vir my. As God daar, om vir jou net deur te dra, deur hierdie Januarie, wat so donker is, word God deur ek en u misbruik vir sy goedheid, of soek ons hom, want die Bybel sê, as ons in hom glo, sal ons weet dat die ewige lewe 'n sekerheid is. My vriende, ek moet vir u sê, Matteus het ons gesê, Jesus is sy naam as antwoord vir ons sondekwaal. Markus het gesê, hy het nie net gekom om ons te verlos nie, maar hy het self so ver as dood gegaan, sodat ons kan lewe. Lukas het gesê, as hy nou hier kom en hy sien jou nie, hy gaan jou soek om jou te red as jy verlore is. En Johannes sê, die beweegrede van dit alles is liefde. Godse liefde, die vaderliefde wat sê, my seun, gee ek vir julle, my al wat ek het, gee ek vir julle. En die seun sê, ek het net my lewe, ek gee dit vir julle. En toe hy gaan, toe sê hy, moenie worry nie, ek stuur julle trooster, die Heilige Gees om saam met julle wees, tot wanneer ek weer sal kom. Daar is 'n toekoms met Jesus, my vriende. Ek wil hierdie diens afsluit met 'n oproep, dat u en ek die raad van Job moet volg. Die Bybel sê in Job 22 vers 21, sluit vriendskap met hom. Hoekom? Sodat jy vrede kan hê. Daardeur sal goeie dinge oor jou kom. Sonder Jesus kan jy nie vrede hê nie. Sonder die vriendskap van Jesus het jy geen ware vriend nie. As maar net een ware vriend, sê die lied. In Jesus is sy naam. En in hom is my vertroue, waar ek ook alleen mag gaan. Wie is jou vriend vanaand, my vriende? As jy vanaand vir Jesus beter leer ken het, is my begeerte dat u hom nou sal liefkry, sodat u hom sal dien. Does anybody here need Jesus? Does anybody want the Lord? Is anybody's heart just breaking? Jesus feels it. He wants to heal you. Does anybody want the Lord? Does anybody hear?
anybody's heart just breaking, Jesus feels it. He wants to heal it. Does anybody want the Lord? Vriende, as u hierdie Jesus vanaand beter wil leer ken, en dat u begeerte, die begeerte van hom is dat u hom ken. As dit ook vanaand u begeerte is, vra ek u om saam met my te staan, terwyl ons met die Here gaan praat deur gebed. As dit u begeerte is om Jesus beter te wil ken, staan saam met my, terwyl ons saam bid. Kom ons sluit die oë. Baie dankie, Here, dat ons weer vanaand uit die woord kon bevestig, dat daar niemand soos u is nie. Dat ons in hierdie dag kan verstaan, u is die heel beste. Help ons om vriendskap met u te sluit, sodat dat ons vrede kan hê. Soos mense u woord verneem het in hierdie uur, bid ek dat u harte van klip sal kom verwyder en harte van vlees sal gee. Dat u 'n rein hart sal skep en in die binneste 'n vaste gees, Here. Verander ons, Here, want ons kan nie onsself verander nie. Ons is moeg van lewe sonder u. Ons is moeg van om kerk te speel. Ons wil in 'n ware verhouding met Jesus gaan. Help ons daartoe, Here. Help ons in hierdie jaar om met 'n brandende begeerte te beweeg dat Jesus in ons lewens geken sal word. Ons bid dit in u naam met vergifnis van ons sondes. Amen.